Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Vanmôre vroeg is Ilse daar in die kamer besig om hare te blaas en sy's besig om gereed te maak vir die werk. Die haardroër is aan en die haardroër raas en sjoe, ek wil met haar gesels, maar sy kan my nie hoor nie. Jy sien, sy kan my nie hoor nie want die geraas om haar is te veel. Die haardroër raas te veel. So rukkie terug praat ek met iemand op die selfoon en daardie persoon sê ek kan jou nie hoor nie, kom bietjie uit die wind uit. Jy sien die selfoon het 'n geneigtheid om geluide op te tel, om die wind op te tel en die persoon kan nie hoor nie. En ek besef iets. Sjoe. Die probleem is nie dat Jesus nie met ons praat nie. Die probleem is dat die geraas van hierdie ou wêreld, net soos die haardroër, so in ons ore is dat ons nie meer vir Jesus kan hoor nie. Lukas 5 vers 16 sê nogal 'n mooi ding. Hy sê maar hy, dis Jesus, het hom in verlate plekke weggetrek en gebid. Jesus het geweet hoe belangrik dit is om weg te kom van die skare. Hoe belangrik dit is om weg te kom van die geraas van die wêreld en eenkant moet wees om tyd te spandeer met sy Vader. Markus 1:35 sê en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek en daar gaan bid. Matteus 14:23 en nadat hy die skare gevoed het, het hy alleen die berg opgegaan om daar te bid. Wat leer ons? Gebed vra afsondering. Jesus Christus het self tyd gemaak vir afsondering om met sy Vader te praat sodat hy sy Vader se stem kan hoor. Weet jy wat leer ek nog? Krag kom uit 'n stil plek uit. Vir groot besluite en na groot wonderwerke het Jesus altyd eers tyd gemaak om te bid. Sy krag het uit sy verhouding gekom met sy Vader wanneer hy stil geword het en gebid het. Miskien staan jy voor 'n groot besluit. Miskien het jy dinge om te doen. Miskien moet jy keuses maak. Vanmôre wil ek jou mooi vra, raak stil, kry 'n eensame plek sodat jy die stem van die Here kan hoor. Jy hoef nie altyd in die skare te wees nie. God ontmoet ons ook op 'n eensame plek. Daar waar dit net ek en jy is. Ja, die skare is lekker en die skare het ons nodig maar Jesus wil hê ek en jy moet stil word, eensaam word, sodat ons sy stem kan hoor. Here, in 'n de mekaar besige wêreld, in 'n wêreld waar daar amper nie tyd is vir niks en niemand nie, verwag jy nog steeds van ons om stil te word. Verwag jy nog steeds van ons om eenkant toe te gaan sodat ons met U kan tyd maak en U met ons kan gesels sodat ons kan hoor. Here, ek besef vanmôre baie van ons probleme, baie van die dinge waarmee ons worstel is ons eie probleem. Ons het dit self veroorsaak omdat ons nie tyd maak vir Jesus nie. Here, leer my vandag, help my vandag om tyd te maak vir die koning van die konings sodat ek kan hoor wat ook vir U belangrik is. Amen.